Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW bediening in die Kaap van Atlantis. Weer eens groet ek al die kruiskykers en elkeen wat ingeskakel is op hierdie program. Natuurlik in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek hou altyd daarvan om hierdie gedagte te quoteer, want dit is so fenomenaal in die woord van die Here, waar Dawid skryf en sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. Nou vanaand wil ek graag praat oor hierdie groot woord, en dis 'n woord wat natuurlik 'n baie se verskyning maak in ons hedendaagse samelewing, want dit is waarmee ons sukkel in ons gemeenskappe, dit is waar ons sukkel tussen leiers, dit is 'n woord waarmee ons sukkel tussen 'n president, tussen lande, en die groot woord wat ek vanaand wil praat, wat ek ook wil inbring en uitbeeld as die tema, is vergifnis. Hier is 'n geweldige sleutel binne in die woord van vergifnis. En vergifnis is nie net 'n woord om te vergewe nie, maar daar is 'n gedagte van God agter hierdie woord. Want vergifnis is die sleutel van sukses wat God voorberei het vir die menslike reis binne in die aarde. Nou om vanaand natuurlik 'n bietjie beter en meer na dit te kyk en te wil hoor, wil ek graag hê u moet vanaand saam met my lees in die boek van Matteus 6 vers 14, waar Jesus natuurlik vorendag kom en waar Jesus sy disippels en die mense in sy tyd geleef geonderrig het en onderrig gegee het aangaande vergifnis. Kom ons lees saam. In die boek van Matteus hoofstuk 6 vers 14. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Nou ons lees die Bybel, maar ons verstaan nie die groot impak van die opdrag wat Christus hier sê nie. Want dit wat Christus net hier aan die kerk oorlaat, is 'n geweldige sleutelwoord wat lei tot ek en u se groot sukses. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Vader, seën u woord, heilig u woord, Here. Here, ek is vanaand oortuig, en u, Here, in die hemele weet, hoeveel mense sit vanaand en luister na hierdie boodskap en sit tans in hierdie behoefte. Ek bid vanaand, liewe Here, dat u woord sal seën en salf, sodat dit 'n lig sal wees wat skyn op iemand se lewe, sodat die persoon daarna, Here, sal gryp, maar open sy sig, dat hy die medikasie in hierdie woord, liewe Here, sal ontdek, en ook, liewe Here, sal besef, dat dit die geneesmiddel is tot sy gebeente, en die geneesmiddel tot die deurbraak van sy toekoms. Ek vra dit en ek bid dit vanaand in Jesus naam. Amen. 'n Geweldige woord wat Jesus Christus natuurlik praat in sy tyd geleef terwyl hy in die aarde was. Maar daardie woorde wat Jesus sê, het Jesus eintlik bedoel dat die hemelse Vader was die een wat al die wette in die aarde vir ons as mens gesit het. En u moet weet, ek en u, my vriend,
Ons is afhanklik van dit wat God in die aarde gesit het. God het so ver gegaan dat hy binne in die man en in die vrou, ons as sy lewendige wesens, het hy wette geplaas. En daarom is jy baie keer, kom ons kyk na die wet van aptyd, sodra jy begin te eet, dan is daar 'n versadiging. Wanneer daar selfs ook voortplanting moet plaasvind in die proses van liefde maak tussen 'n man en 'n vrou, dan skakel die liggaam af na 'n sekere tyd van die plesier wat daar gebeur. En die rede daarvoor is, dit is die wet wat God in die mens gesit het, wat hierdie balans bring en wat dit beheer en kontroleer. En hier wil ek deurbreek vanaand met hierdie gedagte, want dit is baie belangrik dat ons weet dat vergifnis in die aarde speel 'n fenominale rol. Ek dink so, jy weet, as ek kyk na Job in die boek van Job, hoofstuk 42 vers 7, en ek wil dit graag vanaand lees aan u, o liewe kyker, dat u vanaand op hierdieselfde bladsy kan kom, dat u kan begrip het, waarom het God vergifnis in die aarde geplaas as 'n wet, sodat jy jou sukses in die aarde kan geniet. Kom ons lees saam. Hy sê, nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas die Temiet, my toorn het ontvlam teen jou en jou 2 vriende, want julle het die reg van my bespreek soos my knegt Job nie. Julle het die reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en gaan na my knegt Job en bring 'n brandoffer vir julle. En laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem. Ekskuus tog, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Toe het Elifas en die Temiet en Bildad die Suhit en Sofar die Namahitiet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En dan sê hy die skrif in die 12de vers, hy sê, en die Here het die einde van Job meer geseën as die begin. Hier is 'n sleutelwoord binne in hierdie gedeelte opgesluit van Job se lewe. Ons almal ken die verhaal van Job natuurlik. Job was 'n fenominale man gewees. Die Bybel sê dat God uit die hemel het God 'n stelling gemaak, en ek wil dit noem in die Engelse vertaling, hy het 'n statement gemaak. Hy het gesê, in die aarde, in Job se tyd geleef, in die mensdom, in die populasie wat in daardie tyd hier was daar 'n man so vroom en opreg soos Job nie. Ja, my vriend, jy het my reg gehoor. En die Bybel sê dat God het rekord gehou van Job. En die Bybel sê dat die vyand, die bose, hy het nie gaan rus nie, want hy is 24 uur is hy aan werk om ons af te bring en ons van die plan wat God vir ons in die aarde geplaas het te beroof. En daarom bring hy al hierdie obstakels en hy kom na God, hy sê, u breek verniet van Job, u spog verniet van hom, want as u hom in my hand gee, dan sal hy 'n ander deentjie sing. Maar die Here het geweet, die Here het vir Job geken, en die Here het gesê, ek gaan in op hierdie kompromie. Jy weet, die duiwel is altyd deur besig om te lobby, en met God in 'n kompromie aan te gaan, om vir ons as sy kinders in beproewing en stryde na te laat. Maar kyk wat gebeur hier. God gee hom die toestemming en God sê, gaan voort met jou agenda, gaan voort met jou planne. Ek weet vandag dat terwyl ek hom in jou hand gaan gee, wil ek jou net iets vra. Jy kan alles met Job doen, maar wat jy moet doen met Job, jy kan nie sy siel
afneem en by hom afeis nie, want Job se siel behoort aan my. En weet jy, geliefde, in die verhaal wat gebeur, nadat Job die besoeking kry van Satan, was al sy rykdom, was van hom af weggeneem. Sy hele kinders, sy pragtige dogter, sy seun, hulle almal was van hom af weggeneem. Job se boerdery was vernietig en dit was verblinder gewees deur die krag en die dinamika hoe Satan na hom toe gekom het. En wat daar gebeur is die volgende, dat Job se vriende draai hulle se rug op Job. En sy beste vriende draai hulle rug. En weet jy wat, baie keer gebeur dit, dat wanneer die Here wil met ons 'n pad loop, en baie keer as stryde en probleme op ons weg kom, dan wil ons altyd die duiwel blameer en die duiwel dit. Maar kom ek sê vanaand vir u, my liewe vriend, wanneer daar probleme kom in jou lewe, wanneer daar omstandighede in jou lewe kom, dan is dit nie net die duiwel het dit en dit gedoen nie, nee, hy het permissie gevra, maar weet jy wat? God het 'n plan met dit, waardeur hy toelaat in sy toelaatbare wil, waardeur jy moet gaan. Baie keer gaan ons deur finansiële omstandighede, ons gaan deur huweliksomstandighede, ons gaan dalk by ons werk het ons teëspoede, en selfs die baas het 'n aggressiewe houding en 'n gesindheid, hoe hy met jou dalk praat, en dis nie elke dag mooi en 'n gemaklike plek waar jy jouself vind nie. Maar my liewe vriend, alles wat gebeur met ons, is te doen met ons sukses, waarna toe God op pad is met ons. Dit laat my so dink aan die lewe van Josef, dat Josef het nie 'n maklike tyd gehad in sy lewe nie, terwyl hy op pad is. God het 'n droom vir hierdie man in plek gehad. Dis waarom hy skryf in die boek van Jeremia 29 vers 11, ek koester aangaande jou gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie. En weet jy wat gebeur? Weet u wat gebeur? Hy het nie geweet die in-betweens nie. Hy het net die droom gekry en die plan waarna toe God met hom op pad is, maar hy het nie geweet daar gaan 'n put wees nie. Hy het nie geweet dat hy gaan verkoop word as 'n slaaf nie. Hy het nie geweet hy gaan die reputasie kry as 'n verkragter nie. Hy het nie geweet hy gaan die reputasie kry as 'n tronkvoël nie. Maar selfs in elke area het God in sy toelaatbare wil 'n besluit gemaak, want dit was die weg na die troon. Dit was die weg na die gedagte wat God vir Josef gehad het. Halleluja. Dit was die gedagte wat God gehad het om die plan in plek te plaas. En baie keer wanneer ons deur die stryd te gaan en probleme gaan, dan wil ons skote, maar binne in jou stryd en binne in jou probleme is daar 'n verborgde plan wat God vir jou het, waarvan jy nie eers bewus is nie. Ek wil vanaand vir u bemoedig, my liewe vriend. Ek wil u vanaand bemoedig, my liewe moeder, dierbare vader, pastoor, wie u ook al mag wees. Ek wil u 'n woord gee. Hou vas, druk deur, want die Here het binne in jou stryd 'n perfekte plan vir jou einde. Dit laat my dink dat terwyl Job op die ashoop sit, het sy vriende hom verlaat. Baie van sy vriende het hulle mond onverskillig oopgemaak, en dit is waar die Here die uitklaring gee, en dan hulle sê in hierdie gedeelte, waar die Here praat saam met Job se vriende, en sê, ek het dit teen julle. Hoor wat sê die Here, my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my, is 'n hoofwoord. God sê, julle het nie reg van my, praat hy van homself gespreek nie. Nie soos my knegt Job nie. Hy's binne in die stryd, maar hy het nog steeds, is hy die man wat sy woorde kies, wanneer hy na God toe praat. Hy het die God blameer nie, hy het glad nie, hy het nie eers, hy het gesê, Here, ek sit vandag hier, maar ek sal u dien, nie net in die tye wanneer dit goed gaan nie, maar ook in die slegte tye. En wat hier uitstaan
onder hierdie vriende, terwyl hulle vir Job vervloek en sê, vervloek die God wat jou al hierdie ellende aangebring het. Hulle het so ver gegaan om te skinder en gesê, dat Job het groot sonde voor die Here gedoen, dis waarom hy op hierdie plek is waar hy is. Jy weet, is baie maklik, as ons deur stryd te gaan, ja, daar's 'n media daar buite, wat natuurlik hulle kameras het op jou, en hulle is daar om jou af te breek. Hulle weet nie, hulle ken nie jou storie, hoe jy daar gekom het nie, maar weet jy wat, die mooi ding van jou storie is, God is deel van die storie. Dit mag net nie nou sigbaar wees nie, maar op die pad vorentoe raak alles net meer duideliker en sigbaar. En weet jy, wanneer jy deurbreek, dan kry jy ewe skielik weer kleur en perspektief vir die omstandighede en die samevatting van die lewe. En dit is waar ons sien wat die Here hier gedoen het. God skep 'n geleentheid in hierdie omstandighede van Job. Skep God vir Job 'n geleentheid en vir sy vriende. Die Bybel sê dat God het met sy vriende gepraat en God het gesê, ek het aan Job my knegt guns gegee. Here, die man wat sit op die ashoop, die Here sê baie beslis, heeltemal, die man wat sit op die ashoope. Ek wil vanaand vir iemand sê daar buite, dit mag vir die wêreld daar buite lyk, jy sit op die ashoop deur die omstandighede waar jy gaan, maar weet jy, jou omstandighede verklaar in die atmosfeer, dat jy eintlik 'n gunsgenoot is van die Here. Want as jy nie gunsgenoot het, sou God nooit in sy toelaatbare wil jou op daardie plek geplaas het, want hy weet dat in daardie plek, in daardie spasie waar jy jou tans vind, is jy op die beste plek, want nou kan God begin met die afrondingsproses waarheen die Here met jou lewe op pad is, en wat God vir jou in gedagte het, my vriend. U het my reg gehoor, wat God vir jou in gedagte het. En hiermee wil ek breek vanaand 'n woord met u. Terwyl dit gebeur, moet jy weet die krag van vergifnisse, dat Job se vriende word deur die Here aangespreek, dat hulle moet teenoor Job gaan en bely, hulle moet gaan versoen, maar die Here sê niks vir Job nie. Ek voel hierdie ene, die Here sê niks vir Job nie. Daar was 'n rede hoekom die Here niks vir Job gesê nie, want daar was 'n wetenskap tussen die Here en Satan gewees oor Job se omstandighede. En wat eintlik gebeur, is dat die Here vermaan sy vriende om by Job uit te kom, want nou moet Job, kry Job ook nou outomaties 'n geleentheid dat sy hart ook getoets word, of sy hart kan in versoening staan met die gedagte en die plan wat die Here vir hom het. En die Bybel sê sy vriende is op pad, want die Here sê, ek het aan Job guns gegee. As hy vir julle gaan bid, dan sal julle vergewe word en die guns sal weer op julle herstel word. My vriende, nou iets wat vir my uitstaan in die Bybel sê, en die Here het Job in guns aangeneem. So met ander woorde, die Here het hom nog nooit verwyder nie. Die Here het hom nog nooit weggestoot nie. Die Here het net toegelaat dat die vyand hom in die hande gekry het, want hy skryf in die boek van, as ons gaan lees, Jesaja 54, 16 en 17, hy sê, want God het die verderwer geskape, en alles wat God geskaap het, is aan God onderhewe, aan God onderworpe. En weet jy wat gebeur? My liewe vriend, baie keer kan God die vyand die opdrag gee om te kom. Hy kan kom, my broer en my suster, want hy is onder God se toelaatbare wil, en daarom kon God vir ek en u die woord duidelik gee. Hy sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En die Bybel sê in die 10de vers, en die Here het die lot van Job verander. Hoor gou mooi, toe hy sy vriende gebid het. Nou moet u verstaan, die vriende het van Job gepraat, en hulle moes kom vergifnis vra vir Job. Maar nou hang dit van Job af, want nou toets God Job. En die Here toets Job en stel Job sy hart op die proef om te kyk of hy hierdie vriende kan vergewe en of hy met hulle kan versoen. Die Bybel sê, toe Job bid, toe sien God deur die gebed, hoe het Job nog al die pad die liefde en die vergifnis
en die versoening met groot sukses geslaag om vir hulle te kan vergewe. Kyk die krag in vergifnis. Die krag in vergifnis is, die Bybel sê, toe hy klaar is, toe gee God opdrag aan die vriende, dat die een moet soveel ramme bring, die ander een moet soveel beeste bring, en Job se vriende en almal het vir hom gebring rykdom uit die aarde uit. Maar hoor wat sê die woord, op grond van hierdie sleutel in die aarde van vergifnis, toe Job die mense wat hom bitter seer gemaak het, die mense op wie hy al die jare gesteun het, hulle rug op hom gedraai het, en van hom af wegbeweeg het, toe hulle die dag terugkom, toe is Job 'n gebroke stuk wesel, want in watter trauma het hulle nie vir Job geplaas nie. Mevrou, u wat vanaand sit voor hierdie kassie wat u kan vergewe nie, God is bekend met jou trauma, God is bekend met jou pyn, God is bekend met jou seer, waardeur jou vriende, waardeur jou man, waardeur jou kinders, jou eie biologiese broers en susters, moeder en vader jou geneem het in die tyd waar daar groot kwarrel tussen julle gekom het. En vanaand spreek God vir jou, solank jy vashou aan bitterheid, sal armoede jou porsie bly. Ja, u het my reg gehoor, armoed sal kom na jou huis soos 'n gewapende man. Die Bybel sê, toe Job vergewe, sê die Bybel, en die Here het vir Job geseën. Hoor mooi wat sê in hierdie gedeelte, hy sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Met ander woorde, toe hy vir sy vriende vergewe het, toe hy versoen het met sy vriende, en die Here het Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen. En hoor hoe sluit hy af in die 12de vers, hy sê, en die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, en hy het 14.000 stukke en 6.000 kamele, 6.000 beeste, 6.000 eselinne, en Job het hierdie rykdom terug ontvang uit die hand van die Here op grond van vergifnis. Wat sê die Here vir ons? Die Here sê vir ons, sodra jy kan vergewe, open jy die deur in die aarde van sukses vir jou lewe en vir jou toekoms. Wanneer die Here sê ons moet vergewe, dan is dit nog steeds van sy gedagte in die boek van Jeremia 29 vers 11, ek koester aangaande jou gedagtes van voorspoed en nie van onheil, maar om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor nou die woorde van Jesus, dat Jesus spreek in die boek van Matteus 6, baie dinamies. Jesus sê hierdie woorde in die boek van Matteus hoofstuk 6, 14 en 15, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Hemelse Vader, julle hemelse Vader, ek dink jy besef wat die woord vir ons wil sê nie. Wat is die name van God? Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Jehovah Nissi, die Here onse banier. Jehovah Jireh, die Jehovah Rafa, die Here wat ons gesond maak. Hemelse Vader, daai naam, jy het my reg gehoor, daai naam, dra al onse fonteine. David skryf in een van sy boeke waar hy sê, Here, in u naam is al my fonteine opgesluit. My liewe vriend, vanaand weet God hoe jou hart klop. Vanaand weet God in watter spasie jy dwaal. Daar is mense wat sit met onvergewensgesindheid vir 40 jaar. Daar's mense wat jare lank loop, sonder om te kan vergewe, sonder om te kan versoen. Vanaand het die Here vir jou gebring voor hierdie kassie. Want lank genoeg was jy beroof en armoed het aan jou deur telke male kom klop, weens juis dat jy hierdie gees van onversoening, onvergewensgesindheid huisves by jou. Vandag gee God jou die kans om dit te bely vanaand, sodat jy kan vrykom van hierdie gees
wat in beroewing staan van jou sukses, van die gedagtes wat God vir jou het. As jy gereed is vanaand, my vriend, om te breek en weer te smaak wat is geluk, wat is voorspoed en wat is seën en sukses op jou lewe, wil ek vanaand vir jou vra, kom raak stil voor die kassie. Ek wil vanaand 'n gebed doen saam met jou. Ek wil vanaand met jou bid en sê die Here, hier is ek, hier is hy, hier is hy. Ons opkom tot u troon, ons wil u vra, vergewe my dat ek nooit kon versoen het nie. En my vriend, as ons klaar hierdie gebed gebid het, wil ek jou tog aanraai, gaan terug op jou pad en gaan versoen met die mense met wie jy die probleem het. Kom bid saam met my. Vader, ek bring hom, ek bring haar, ek bring hulle wat gebroken is, hulle wat sit vanaand in daardie spasie, waar hulle nie kan versoen nie, Here. Dat u hulle vanaand sal aanraak, dat u hulle vanaand, Here, sal verlos van hierdie bitterheid, wat hulle lewe bind, liewe Here. Ek wil bid vanaand, dat u die Here, die deur van versoening op hulle lewe weer, sal oopmaak die deur om te kan vergewe. Vergewe hulle, liewe Here, en vergewe ons as die mens wat so maklik deur ons emosies beheer word en ons bring op 'n plek, liewe Here, van bitterheid. Maar help ons dat ons die ding doen wat u waarin u ons beopdrag, dat ons moet mekaar vergewe. So dank ek u vanaand, Vader, vir hulle wat ingekyk het, dat u hulle vanaand aanraak en daarin moed sal gee onder die salwing van die Heilige Gees, om te gaan versoen en te bely, teenoor die wat hulle ook leed aangedoen het. Ek vra dit en ek bid dit, in Jesus naam. Amen. My liewe vriend, as jy vanaand ingeskakel was met hierdie gebed, ek is so oortuig, dat van vanaand af, sal jy die getuienis dra, hoe God jou pad vorentoe geseën het, en herstel het. Van my kant op Pastor Swarts, die Here seën, tot volgende week. Tot ziens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.